gaan heen, want ek sal jou ver wegstuur na die heidene. En nou kom daar dieselfde woede weer tevoorskyn by hierdie skare, die heidene. Daarvan wou hulle niks weet. Ons het gekom by Handelinge 22. Die apostel Paulus is as het ware gearresteer om sy lewe te red, want die volk was op pad om hom deur wat ons nou vandag sal noem boendo geweld, om hom om die lewe te bring vanweë hulle weerstand in hom. En die apostel Paulus het nogtans onder daai omstandighede het hy die hoofman gevra om hom toe te laat om hierdie skare toe te spreek. En ons gaan nou na daardie toespraak luister. Maar kom ons bid eers saam. Onse genadige God en hemelse Vader, ons weet dat ons tye in U hande is, en dit wat U ons geroep het voor, dat ons dit sal uitvoer volgens U plan. Alles gebeur dan ook in ons eie lewens, en gebeur in die lewens van die apostels en disippels, met 'n doel en volgens U goddelike plan. En ons sien ook hierso hoe U goddelike plan in uitvoering gaan, en hoe U diensknegt gebruik, en ons dankie daarvoor. Dankie dat ons ook, daar waar ons duisende jare na hierdie gebeurtenis leef, dat ons lewens ook so bestuur word. Ons vra dat ons dan ook moed sal skep, ons bid dat ons dan ook getrou sal wees, elkeen in ons eie roeping, binne ons besonderse omstandighede binne hierdie land, met al sy probleme. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So die apostel Paulus begin en hy praat met hierdie skare. Broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor julle. En toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreëse taal toespreek, was hulle nog stiller. En hy sê, ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in Sicilië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerhaar vir God, soos julle almal vandag is. Hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne en ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee. Soos ook die hoëpriester en die hele raad van ouderlinge my getuies is. Van hulle het ek ook briewe ontvang en na die broeders in Damaskus gegaan om ook die wat daar is, geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kon word. Maar, terwyl ek op reis was en naby Damaskus kom, het daar op die middag skielik 'n groot lig uit die hemel my omstraal. En ek het op die grond geval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wie is u, Here? En hy het vir my gesê, ek is Jesus, die Nasareëner wat jy vervolg. En die wat saam met my was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie. En ek het gesê, wat moet ek doen, Here? En die Here het vir my gesê, staan op en gaan na Damaskus, en daar sal jou vertel word alles wat aan jou opgedra is om te doen.
Toe ek dan weens die glans van daardie lig nie kon sien nie, is ek deur my metgeselle by die hand gelei en het in Damaskus gekom. En 'n sekere Ananias, 'n vroeë man volgens die wet, wat 'n goeie naam gehad het by al die Jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê, Saul, broeder, word siende. En op dieselfde oomblik het ek hom aangekyk. En hy het gesê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor. Want jy sal vir hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in 'n verrukking van sinne gekom en hom gesien. En hy het vir my gesê, maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande my nie aanneem nie. En ek het gesê, Here, hulle weet self dat ek besig was om die wat in u glo in die gevangenis te werp en in die sinagoges te slaan. En toe die bloed van Stefanus, u getuie, vergiet is, het ek ook self daarby gestaan en sy vermoording goedgekeur en die klere opgepas van die wat hom doodgemaak het. En hy het vir my gesê, gaan heen, want ek sal jou ver wegstuur na die heidene. Tot by hierdie woord het hulle na hom geluister. Toe verhef hulle hul stem en sê, weg van die aarde af met so 'n mens, want hy behoort nie te lewe nie. En terwyl hulle so skreeu en hulle klere afgooi en stof in die lug werp, het die owerste oor 1000 bevel gegee dat hy in die kamp gebring moes word en gesê dat hulle hom met geeselslae moes ondersoek, sodat hy kon weet om watter rede hulle so teen hom uitroep. En onderwyl hulle hom met die rieme uitrek, sê Paulus vir die hoofman oor 100 wat daar staan, is dit u geoorloof om 'n Romeinse burger en dit onveroordeeld te gesel. Toe die hoofman oor 100 dit hoor, gaan hy dit aan die owerste oor 1000 vertel en sê, pas op wat u gaan doen, want hierdie man is 'n Romein. En die owerste oor 1000 het gekom en hom gevra, sê vir my of jy 'n Romein is, en hy antwoord ja. Toe sê die owerste oor 1000, ek het hierdie burgerreg vir 'n groot som verkry. En Paulus sê vir hom, maar ek het dit deur geboorte. Daarop het die wat hom sou ondersoek om dadelik laat staan, en die owerste oor 1000 het ook gevrees, omdat hy nou wis dat hy 'n Romein was en hy hom geboei het. So, die apostel Paulus vertel hierdie gebeure, wat met hom gebeur het, wat ons ook in Handelinge 9, wat ons daar gelees het, en nou is dit vir ons interessant om te sien tot watter mate daar ooreenkomste is en tot watter mate daar selfs verskille is. Ons moet ook weet dat hierdie selfde vertelling sal nou later in Handelinge 26 na vore kom. So 3 keer in die boek Handelinge word die apostel Paulus se bekeringsverhaal aan ons voorgehou. Alhoewel dit hier nie soseer 'n bekeringsverhaal is nie, maar 'n verhaal van sy roeping. So 'n bietjie van 'n verskil in die vertelling self. Die verdere ding wat ons hier opmerk is die wyse waarop die apostel Paulus ook hier te werk gaan. Wanneer hy met hierdie Joodse skare praat. Dit is nie dat hy daar met die Grieke of met die godvreesende Grieke praat, of hier praat hy met hulle soos 'n Jood met mede-Jode sou praat. Wat hy dan ook al, ons het al daaroor gepraat, hoe aanpasbaar die apostel Paulus was in sy benadering, want hy begin dit deur te sê, broeders en vaders. En dit was natuurlik dadelike aanduiding, hy is deel van hulle.
En net so ook wat ons lees, hy het met hulle in die Hebreëse taal gespreek. En dit het onmiddellik hulle aandag getrek, want hulle gedink hierdie is een of ander buitelandse Griek wat hier aangekom het. En dan ook sy verwysing na Gamaliel, die voorvaderlike wet, dat hy 'n ywerhaar vir God was. Ons weet dat wanneer hy later in sy brief aan die Filippense skryf, dan sê hy was 'n Hebreër onder die Hebreërs, hy was 'n ywerhaar vir die wet. So hierdie was nie dinge wat, hy is nie onverskillig teenoor die Joodse geloof nie. En dan ook natuurlik, waar hy dan praat van Ananias, dan noem hy spesifiek dat Ananias was 'n vrome man volgens die wet. Met ander woorde, die Joodse, hy was 'n goeie Jood gewees. Hy het ook 'n goeie naam gehad by al die Jode wat daar kom. En natuurlik die verwysings wat die apostel Paulus daar maak na die regverdige, die God van ons vaders en so meer. Dis alles dinge wat hierdie mense wat aanklank sou vind of behoort te vind by hierdie mense. So dis die eerste opmerking wat ons wil sê ten opsigte van Paulus, soos hy dan in die Filippense geskryf het. Hy was besny op die 8ste dag, hy was uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, hy was 'n ywerhaar vir die wet, en so meer, so hy het al daardie boksies, kan ons sê, die het hy nou 'n regmerkie opgehad. En natuurlik sy vermelding van Gamaliel, want Gamaliel, wat sy leermeester was 'n baie bekende en 'n beroemde rabbi gewees onder die Jode van destyds. En ons het nou al van Gamaliel vroeër gehoor, julle sal onthou, Gamaliel wat vir die Joodse raad die goeie raad gegee het ten opsigte van Petrus en Johannes, sê dat as hierdie weg wat hierdie mense verkondig, as dit nie van God is nie, dan sal dit op niks uitloop nie, maar as dit van God is ons eintlik besig om hier teen God self te stry. So daar het Gamaliel met groot wysheid na vore gekom. En ons kan net verder ook iets opmerk van Gamaliel, want hy moes op sy manier, sonder die openbaring van Jesus Christus, moes hy die apostel Paulus 'n baie goeie opleiding gegee het. Apostel Paulus, wat soos ons hier dan ook sien, in Tarsus gebore is, in sy eerste jare daar spandeer is waarskynlik deur sy ouers na Jerusalem gestuur, om daar aan die voete van Gamaliel te sit, en daar eintlik die beste opleiding te kry, wat 'n jong Joodse seun kon kry in daardie tyd. En dit het Paulus later baie goed te staan gekom, want hy was goed onderlê in die Ou Testament en in die skrifte. Ooreenkomstig die voorvaderlike wet. So dan praat hy oor hierdie weg, wat ons nou al reeds weet, dit is die weg van verlossing van die Here Jesus Christus, die opgestane Here. Dit is basies hierdie weg. En hoe hy dan ook as 'n teken van hoe ywerig hy was, hoe hy hierdie mense vervolg het en hoe hy hulle geboeid na Jerusalem gebring het. Die apostel Paulus beskryf homself later as die vernaamste van alle sondaars, wanneer hy dink, dis in sy brief aan Timoteus, sy eerste brief, wanneer hy dink aan dit wat hy gedoen het aan hierdie arme mense. Dit was iets wat hom bygebly het die res van sy lewe, dat hy eers so was, en dat hy eers daai dinge gedoen het. Gebroeid, gebring na Jerusalem om gestraf te word, vroue, mans, maak nie saak nie, hy het niemand ontsien nie. En dan die openbaring wat hy ontvang daar op die pad na Damaskus, op die middag omstraal 'n groot lig op hom. Nou is dit opvallend, is nou hier weer by 'n bietjie 'n ander klem as wat ons nou vroeër in Handelinge 9 gehad het.
Dis opvallend dat hy hier so baie maak van die lig. Hy sê, 'n groot lig uit die hemel het hom ontstraal, vers 9, hy praat van hulle die lig gesien, of nie, hy sê, en dan praat hy weer in vers 11 van die glans van daardie lig, wat so helder was, dat dit in die middag, as het ware die son heeltemal uitgeskakel het, as het ware kan ons sê. So 'n groot lig. En natuurlik as ons die gedagte van lig het, dan is ons by 'n tema wat in die Bybel, by Johannes die Doper, ek is die weg, die waarheid en lewe, maar in die begin van Johannes se evangelie skryf Johannes, hy was die lig van die wêreld en hy het in hierdie duisternis ingekom en die duisternis het dit nie oorwin nie. Maar dan sê Johannes, skryf Johannes ook daar, hy het na sy eie mense gekom, maar sy mense wou hom nie aanneem nie. En natuurlik nou uit die Ou Testament uit, as daar van die lig gepraat word, Jesaja 42, lees ons dat Jesaja hoor dat die Here behoed hulle en hy het sy knegt gegee, dit sal die Here Jesus wees, as 'n verbond van die volk en as 'n lig vir die nasies, om die blinde se oë te open. En so ook Jesaja 49, waar daar weer eens na die knegt van die Here verwys word. Ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies, om 'n heil te wees tot aan die einde van die aarde. So die beeld van die lig is 'n baie, baie sterk beeld dwars deur die Nuwe Testament en baie gepas ook dat dit die verskyningswyse van die Here Jesus Christus was aan die apostel Paulus. En daar hoor ons dieselfde woorde, hier hoor ons dieselfde woorde wat aan Paulus gepraat het, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy vra, Here, wie is u? En ek is Jesus die Nasarener wat jy vervolg. Nou daardie woorde, die Nasarener, dit kom nie voor in die eerste vertelling nie, maar ons weet nou al wat die implikasie daarvan is. Ek is die veragte. Nasarener het die betekenis gehad van veragting. Maar dan verder, wat moet ek doen, Here? Vra Paulus toe, staan op na Damaskus en daar sal jou vertel word wat alles gedoen moet word. En nou lees ons van Ananias, wat sy eienskappe was, en Ananias, aanvanklik het ons in die ander vertelling gehoor dat Ananias was baie huiwerig om hierdie sending na Paulus toe te onderneem, vanweë die reputasie wat Paulus gehad het. Maar hier is daar niks van nie, behalwe dat Ananias kom by hom en sê, Saul, broeders, word siende. Hy kom in opdrag van die Here en hy is baie doelgerig, hy weet presies wat moet gebeur. En die opdrag wat hy het teenoor Paulus, wat daar nog 'n oomblik gelede al verblind gelê het, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken. Met ander woorde, daar kom eintlik nou 'n profetiese roeping na die apostel toe, om sy wil te ken en die regverdige te sien. Die apostel Paulus het die regverdige, het Christus gesien. Oor die regverdige, nou ja, dit is weer eens 'n baie belangrike woord, wat ons al reeds in Handelinge 3 gehoor het, want toe Petrus en Johannes gesê het, julle mense, daar in die tempel, julle het die heilige en die regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. So die regverdige is iets wat ook verbind word aan die knegt van die knegtbesasies in Jesaja 53 en verder. Maar Paulus het die voorreg gehad om hom te sien.
En ons het nou al reeds ons iets hiervan het ons al ervaar in Handelinge 18, waar die Here Jesus Christus aan Paulus verskyn daar waar hy in Handelinge 18 so bevrees was en so moedeloos was. In Korinthe het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, Paulus, ek wil hê jy moet moed skep, hier is baie van my mense in hierdie stad. En ons weet wat se soort stad dit was. So, daar is meer as een geleentheid waar die apostel Paulus in direkte kontak met die Here Jesus Christus was. En nou is dit baie interessant as ons lees in 2 Korintiërs 13 waar die apostel Paulus skryf oor die doring in die vlees. En daar sê hy op 'n punt, hy sê ek was tot in die 3de hemel en aan my is onuitspreeklike dinge geopenbaar. Met ander woorde, hy het na Christus se opstanding en hemelvaart het hy openbaringe van God ontvang wat absoluut buitengewoon was. Onuitspreeklike dinge. En 'n mens kry sulke deeltjies daarvan in sy tweede brief aan die Tessalonisense, wanneer hy die gordyne op die toekoms wegskuif en ons leer van die koms van die Antichrist en wat alles moet gebeur voordat Christus weerkom. So Paulus het hierdie buitengewone openbaring ontvang. Eerstens sy kennis van die Ou Testament, dit wat hy die hele tyd nog by hom gehad het, wat nou skielik vir hom oopgegaan het, maar ook direkte openbaringe van God. Dit is vir jou voorbeskik. Met ander woorde, soos Paulus later sê, geroep en uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, voorbeskik om sy wil te ken, regverdige te sien, die stem uit sy mond te hoor, en jy sal vir hom by al die mense getuie wees. In Handelinge 9 lees ons dat daar vir hom gesê is, hy sal 'n getuie wees voor Israel, sy eie mense, voor die nasies, die heidene nasies en voor konings sal hy getuig. Goed, waarom versuim jy, laat jou doop en laat jou sondes afwas terwyl jy die naam van die Here aanroep. Nou is hy in die Handelinge 9 vertelling is daar die gedeelte wat sê hoe hy ontsnap het uit Damaskus, onthou julle, met die mandjie neergelaat is en so meer. Dit word nie hier genoem nie, maar ons sien hom nou weer in Jerusalem, waar dit ook weer eens aan hom geopenbaar is, dat hy moet uit Jerusalem uit en hy moet weggaan, want daai mense daar gaan hom doodmaak. Hulle sal jou getuienis aangaande my nie aanneem nie. En nou kom hy by die punt in vers 21 dat die Here vir hom daar in Jerusalem die opdrag gegee het, gaan heen, want ek sal jou ver wegstuur na die heidene. En nou kom daar dieselfde woede weer tevoorskyn by hierdie skare, die heidene. Daarvan wou hulle niks weet nie. Bo kan die heilige deel van die tempel het daar gestaan, en dis deur die Romeine opgesit. As jy as 'n heiden hier ingaan, met ander woorde 'n onbesnede Jood, as 'n heiden hier ingaan, dan is dit die doodstraf. Hulle het geweet, as nou 'n ding nou was wat die Jode sou ontstel het, is dat daar 'n heiden in die heilige deel van die tempel ingaan. Nou ja, nou hoor ons weer dieselfde geluide wat hulle aan die begin gemaak het, deur die skare. Toe hierdie woord hoor, toe wil hulle hom nie aanvaar nie, hulle wil niks weet nie, weg met so 'n mens, hy behoort nie te lewe nie. Weereens daar dieselfde gedrag soos hulle teenoor die Here Jesus Christus gehad het. Gooi hulle klere af, gooi stof in die lug, en nou sit die Romeine met hierdie probleem, en die Romeine wil dit sommer oplos, tipies soos die Romeine destyds probleme opgelos het. As jy met hierdie barbare te doen het, dan moet jy hulle sommer gou uitsorteer.
Ja, dit is natuurlik geen grap nie. Ons weet dat die Here Jesus Christus amper tot by die punt van sy dood gegeesel is. Ek gaan nou nie verder ingaan oor wat geeseling alles behels nie, maar dis 'n baie verskriklike manier om iemand te behandel, te slaan met 'n sweep wat vol stukkies been of lood of iets is, dat die vel en die vleis uitmekaar uitgeruk word. So dit was nou 'n vinnige manier om iemand te kry om vir jou alles te sê wat aangaan en wat behoort te weet. So hier het ons dan nou ook 'n voorbeeld van wat nou verder gebeur, van dit wat God gebruik ook in sy plan. Die wêreld, ook ons wêreld, word aan mekaar gehou deur God se genade. Eerstens sy besonderse genade vir sy volk. Ons noem dit daardie genade wat die openbaring is in Jesus Christus. Maar dan, en so praat die teoloë, hulle praat ook van God se algemene genade. Genade teenoor die wêreld, dat hy dinge darm op 'n manier aan mekaar hou. En die Romeine was 'n volk wat nogal geglo het in wet en orde, en daardie wet en orde wat hierdie heidene openbaar, is dan Paulus se redding. Jy mag nie 'n Romeinse burger sommer goedsmoeds met 'n gesel afransel nie, om inligting te kry nie. En ons kan nou, as dit reg kan onthou, dit is presies natuurlik wat gebeur het daar in Filippi, toe die apostel Paulus wel geslaan is, en na daardie tyd sê die apostel Paulus vir hulle, terloops, ek is 'n Romeinse burger, dit wat julle aan my gedoen het is absoluut onwettig. En toe het hulle ook gesê, nee, wag, jy weet, jy moet maar gaan gou asseblief. En ook hier, toe hierdie hoofman oor 100, toe hy hoor dat dit die geval is, toe stop hy alles net daar, en die owerste oor 1000 hoor hierdie woorde, hy kom maak doodseker by Paulus, en dan kry ons die interessante stukkie inligting oor die kwessie van burgerreg, Romeinse burgerskap, wat hy met 'n groot som verkry het. Met ander woorde, hy het waarskynlik deur korrupsie moes hy 'n burgerskap koop, maar Paulus het dit deur geboorte. Dit was ook iets wat toegeken was deur die Romeinse owerhede aan iemand wat 'n besonderse diens aan die Romeinse ryk gelewer het, maar burgerskap deur geboorte was goed genoeg gewees. En daarom het hy hom toe laat staan, omdat hy wist dat hy Romein was en dat hy hom geboei het. Dit los natuurlik nog nie hulle probleem op wat die Jode betref, en dat die Jode hierdie man se dood gesoek het nie. Is daar enige vrae oor hierdie gedeelte?